seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Wees gegroet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, saam met my, Andries Besuitnout, waar ons gesels oor wat Jesus doen. Jesus doen dit weer. Elke keer, nog 'n keer, weer 'n keer. En vandag gaan ons aangaan by ons boetie in die Here, Pastoor Rodney Malan, wat hy met ons verder gaan deel wat die Here in sy lewe gedoen het. Hy het alreeds met ons in die vorige 2 episodes gedoen, en vandag wil ons vir hom sê weer, my boetie Rodney, baie dankie. Dankie vir jou tyd. Ons waardeer dat jy kan maar die kykers groet as jy wil. Ek wil die kykers groet, ek wil vir hulle sê, groet in die aloorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Dis lekker om te kom gesels oor wat die Here in 'n mens se lewe doen. Want ons leef elke dag, Pastor Andries, die goedheid van die Here. En ek wil vir die kykers ook sê, as jy die goedheid van die Here ken en hom kan beleef, dan mis jy. Jy mis iets wonderliks. My boetie, ek wil by jou, ons het so vinnig saamgevat, jy het jarenlang by die SAP gewees, en jy was kapelaan, en jy was op 'n stadium leiwag gewees vir eerware Ellen Hendricks, en jy het jou vrou verloor so julle paar jaar terug. Kom ons begin daar waar jy jou vrou verloor het. Jy weet, ek gaan vir jou dit sê, het was definitief 'n skeiding, en my God uiteindelik, ek gaan dit vir jou so sê, dat my vrou het begin siek word, maar sy het nie gesterf van dat nie. Sy het net begin siek word. Een dag het ons, sy het movies gegaan in Cape Gate, bietjie gaan flik, teruggekom en sy het begin hoes, jy weet, en daar stort bloed uit dat keel, verskriklik soos my koppies vol. Maar in ieder geval, jy weet, ons jaag daai nag Elsevier hospitaal toe hulle neem maar op, en hulle ontdek 'n germball in haar longe, en hulle moet die een long heeltemal in die middel deursny, afsny. Ek het nooit geweet dat mense long groei terug nie. Die holte wat er is, word weer gevul. Maar dit word gedoen, en sy word gesond. Weet, nou, ek sit toe met die situasie dat, as kapelaan, ek was een van die type mense wat, as jy my gevra het om 'n ding te doen, is ek daar. Jy weet, en ons kapelane kry dan elke week in oggend om die PK, dis nou die provinsiale kommissaris se vergaderings, elke oggend moet dit oopgemaak word. Jy weet, van deses was dit generaal Arno Lemoer. Jy weet, en hierdie man was vir my wonderlik. Jy weet, in die manier van, toe ek terugkom uit Bloemfontein, dan ek het gesê ek het in Bloemfontein gaan werk, vir 8 maande toe ek terugkom, het hy my weer 'n pos kom gee in die Weskaap, want hy was ook my onderrig, my pelotonleier, terwyl ek in opleiding was, en hy word toe generaal, ons tweede gekleurling generaal. Maar in ieder geval, en ek vergeet om op te open die dag, en seker goed vergeet ek nooit. En ek ry direk na my kantoor toe, en ek sit op my kantoor, en ek kry 'n oproep van my bevelvoerder, dominee, kan ek nou nie die man se naam onthou nie, maar in elk geval, ek sal by hom kom. En Eric Bernardo, dominee Bernardo, sê toe vir my, bel my, hy sê, hulle gaan my nou aankla, want ek sê vir my, aankla? Ek sê nog nooit, in my 33-jarige lewe in die loopbaan, in my polisieloopbaan, was ek nog nooit departementeel aangekla nie. Ek sê, nee, wat, het kan nie werk nie. En ek klim in my voertuig en ek gaan sien die generaal. Klop aan sy deur, gaan sien hom. Hy wil my nie eers sien nie, en hy stuur my na die generaal-majoor, toe wat, en hy woon in Saron, maar snaaks, die man ken my moeder,
want sy ma het groot geword in Sauron. En ons gesels, en hy sê vir my, die jongens, die generaal se wens, jy moet aangekla word, want dis hoe dit werk, die predikante weet van beter. Ek sê, en dan sê hy nog vir my ook, en jy was 'n policeman, 'n gewone policeman. Nou, mens moet ook onthou dat, weet die pastoor, ons is 2 polismanne in die polisie wat kapelane geword het. Ek en pastoor Christopher Horn, hy is nou in Hopefield se kant uit, het 'n kerk daar begin, en nou sê hy vir my, julle was gewone polismanne, julle weet hoe polismanne dink. So, julle moet swaarder gestraf word. Dink toe, vader. Maar ek gaan huis toe, of ek liever gaan na my kantoor toe, en ek sit by die police college in Bishop Blywes, my kantoor, en ek sit daar, en ek dink, sal die goed nou met my gebeur? Weet, en die Here sê vir my, ek dink, jy is klaar. Want, wat gebeur het is jou vrou se siekte, jou werk, oor het. Weet jy, dit gaan so 'n maand lank, waar ek my dagboek in die oggend so kyk, en ek sê, maar ek het regtig lus vir een van hierdie. En nou, kapelaanse werk is elke dag counseling, berading. Polismanne, is moeilike mense, maar in ieder geval. Weet, en dis nie net berading nie, maar dis dood. Dis seker die grootste ding, ek gaan nou daaroor praat as kapelaan. Ook. Maar jy weet, en ek sit daar met hierdie ding. En snaaks genoeg, Erik Bernardo bel my, hy is nou in die Parel, en die kerk Parel, en hy bel my, en hy sê vir my, generaal het besluit, jy moet vir 'n maand op verlof gaan. Ek sê die, Annika, is alright, jy moet maar net die verklaring op skrif sit, jy het hom klaar gaan sien, net die verklaring op skrif sit, en dan ga jy met 'n maand op verlof, want hy weet waaroor het gaan. Dis nou die probleem met my vrou toe en hierdie ding. Gaan toe op verlof, ons gaan aan, jy weet, en die snaakse ding, my vrou toe besluit, sy gaan klaarmaak, sy was sekretaris in die kerk al die jare, in die skool, ek moet dit as 'n sekretaresse. In ieder geval, en sy maak klaar, ek dink sy het 31 jaar diens gehad, sy maak klaar toe. En ons gaan die aand, ek sal dit nooit vergeet, die dag gaan ons Babylonstoren, die ander kant in Stellenbosch, gaan ons Babylonstoren toe gaan kuier. Dis ons nou voor COVID. En ons kuier en mensdom, my vrou begin daar, miskien was dit so 'n bietjie skemer geword, want ek weet die laaste as so omkom, het ons nog die hoendertjies en die goed, mielies gegee en gesit. En dit is 'n bietjie, kan ek dit noem, aan borste geraak, en stemband is 'n bietjie jesserig gebraad. En ons kom huis toe, en ek sê van man, ek wonder of dit die suiker is miskien nie, want sy was 'n diabetes ook. Ek wonder of dit die suiker is nie. Sy sê nee, en ons vat sommer die dingetjie en ons met die suiker. Suiker is perfek. Ek denk nee. En die snaakste van alles is, ek neem haar hospitaal toe die Dinsdag. Ek kan dit nie meer hanteer nie. Dis te veel stress op my, want ek gee medikasie wat ek by wat noem hulle die self-medication, wat ek by die apteek gaan koop met die mediese skema. En ek kry die goed en ek gee die goed. En ek dink het skryf het nou aan griep toe. In ieder geval het gedoen, ek neem maar hospitaal toe die dag, my seun gebruik my kar die oggend, hy sê kar is stikkend, en ek gaan 12 uur die middag, en ek gaan ook om ek wil, en 12 uur, nee, dit is nie die dag, maar 6 uur daar, die volgende dag, weet jy, en ek gaan sit die hele dag daar. Die seun kom terug, hy bel my, hy sê direk in die parkeerarea. En ek sê, wacht my nog so 'n uur. Jy weet, en ek sit daar met haar,
En ons sing koortjies, pryskoortjies. In die ICU sing ons pryskoortjies. Van sy begin, hoe kan ek het noem, so bangrak of iets, pryskoortjies. Jy weet, en Sarah kalm, en die suster sê toe vir my, praat met my daar, sy sê, moet nie waar nie, ek kan sien, is baie beter. Baie beter is natuurlijk, lyk beter. En ek dink, daai oomblik nie soos ek nou dink nie. Jy weet, 'n mens dink altyd mooi voor die dood, jy weet, soos ek nou dink. Baie tyd is jy, wanneer so iets aan jou persoon raak, ek deel elke dag met dood. Elke dag. Het ek met dood gedeel, ken dit. Maar om jou eie, jy weet, en ek gaan huis toe. Nou ek het eenhede daar en iemand, een pleegster wil ben vir my eenhede intrek, en ek moet nog iets in die stort doen. En ek los my telefoon in die huis in, en ek is agter by die eenhede, en ek maak werk in die stort. En niemand bel my nie. 7:15 die aand stap ek by Kilstree Medische Hospitaal in. En ek stap daar in, en soos ek en my 2 seuns stap daarin, en instap, kom die suster met die rooikop af, en sy kyk my so, en onmiddellik sê ek, is iets wat sy vreesbevang is. Jy weet, en soos sy uitstap, gryp my sy my by hand by die huisbak, en sy vat my so een kant aan die kantoor, en ek kyk so, dis 'n besemkantoor, sommer net daarin, en my seuns is buitekant, en sy deel my daar, dat my vrou nou net gesterf het. Andries, dis iets wat niemand toe wens. Jy weet, en ek kom uit daar, ek het net die kinders gevat en gesê, vat ons nou my vrou toe. Daar gekom en is my vrou vierwarm. Jy weet, en ja, ek weet nie, ek het begin bid. Al het my broer en my suster en pastoor en ek van die kerk en hierdie mense gebel en al die mense daarop gedag. Ja, weet ek er een nacht wakker gelê, vreesbevangen. Wat maar voor, want ek meen ons is amper 38 jaar getrouwd gewees. En 37 jaar is al lang tyd om getrouwd te wees en om afhankelijk van mekaar te wees. Bitter afhankelijk, maar in ieder geval. En weet, ons het vroeger gepraat van meneer Here question, weet jy. Ek leer die dag en ek vraag vir Here, ek so antwoord. Ek sê, Here, hoe gebeur dit? Jy het ons saamgevoeg. Hoe gebeur dit, Here? Dink ek het op Facebook gesê ook. Hier lê ek, my vrou het nou net gesterf. En ek weet hoe met die lewe te deel nie. Sit ek op Facebook daar. Ek sê maar, ek wat elke dag met ander mense se dood gedeel het. Wat sy hartseer gedeel het. Wat ander mense elke dag beraad het. Ek kan nie myself nie. Jy weet, en die Here maak my toe weer een nacht wakker. Net soos wat ek jou gesê het, is ek het saamgevoeg en ek deel. Ja, en ek het gesê, Here, dankie vir die berusting. Ek verstaan het nog steeds nie, maar ek gaan aan. Jy weet, ek het net vir my vrou, myself gesê, ek weet niks van my polis, ek weet ek het polisse, maar ek het die goed nooit betaal nie, want my vrou betaal die goed. Dis 'n job, al my geld gaan na haar toe, sy hanteer alles, en ek is lam. Oh. Hy next dag, die volgende dag, het ek niks te doen nie. Ek het net aan my kamer, ek het my kamer toegesluit. Ek het niks te doen, ek sluit met my kamer toe. Jy weet, en soos die Here maar is, hy bring die kinders by mekaar, en alle begin hierdie ding. Ek het net, hulle het wel vir my kom vraag, die waar wil hy begrawe?
dis seker die beste plek moontlik. Vir hulle maar, sê ek nie, hè. Durbanville Begrafmemorial. Want dis jou ma se geld. Jou ma het geweet hoe om dinge te doen vir julle. So dis vir haar. So ek het die dierste begrafnis gaan koop en ek het vir haar gaan neerlê. Maar die oggend staan ek in daai saal wat ons het die kerk nog sommer alsdag gehou. Weet dan hulle vra my, ek trek my pakklere aan die oggend. Ek voel my sak en ek haal so koevert uit my sak uit. Ek sê R500. Ek sê, Here, die vrou. En ek het lanklaas hierdie soet aangehad. Ek sê, die vrou gee my nog R500 hierdie môre hier ook nog. Dit is 'n begrafnis wat ek 'n maand gelede laas gedoen het. Wat hulle my betaal het wat in my sak lê. Wat ek is van notisie neem. Ek sê, tot in die laaste. Maar in die dood het ek ook agtergekom dat ek 'n mens is natuurlik wat nie sonder 'n vrou kan leef of sonder my vrou kon leef. Dat ek afhanklik is van 'n metgesel. Weet ek het later na 3 of 4 jaar weer getrou. Maar iemand wat ek nog nooit eens geken het, wat ek ook net ontmoet het, maar ek dink die Here het vir my daardeur probeer help. Want ek moet vir jou sê, daar is net soveel koffies wat jy kan drink langs die see. Daar is net soveel koffiekroe wat jy kan gaan en sit en koffie drink alleen, want ek ken nie dit nie. Want, jy weet, ek het op hierdie woorde gegaan, soos my ma en my pa gewees het, Vinkel en Kolander, is er die een gesien het, het die ander gesien. Dit is hoe ons gelewe het. En, dit is ongelukkig, toe ek my vrou verloor toe gebeur, dus, jy weet, soos ek jou sê, 3 maande in 'n kamer, ek kon nie kos maak, want nou het ek nog 2 seuns in my huis, ek kon nie kos maak, Linden kon kos maak, maar hy sê, daar was gewerk, met my jongste. Jy weet, en my suster kom, ons is na aan mekaar, ons is net 3 kinders gewees, en sy kom, en sy vat my Gaudini toe, vir vakansie. En daar leer sy my kos maak, dat ek vir hierdie kinders kos maak in my huis. So ja, ek kan kos maak nou, maar ek kon nog nooit kos gemaak het in my hele lewe, nie. Ek kan 'n eerbak, worsbak, maar, want ek het 'n vrou gehad wat my bederf het, wat my alles was. Jy weet, so, die Here gee wat jy vra, want ek het vir die Here gevra vir so vrou. Jy weet, ons noem het 'n spreekvrou in die Pinkster situasie, noem ons dit 'n spreekvrou. En ek het dit vir die Here gevra, en die Here het dit vir my gegee. En ek kan net sê, deur dit alles, 'n werk het die Here vir my gegee het, uitgeknip vir my, 'n vrou het die Here gegee, 'n familie wat die Here gegee het. En dit my, ek wil het nou amper noem, my laatjare of my aandjare, maar ek is maar net amper 64, en het is ek nie so oud nie, maar my chroniese medikasie maak dat jy so oud voel soms. Van intussen het ek ook 'n diabetes geword, en poog om hierdie diabeteskap weg te kry, maar jy wil natuurlijk nie weg nie. Maar al wat ek jou kan sê is dat die Here is vir mens uitermate goed. Uitermate. So. Rodney, ek wil vir jou sê dankie. Dankie dat jy so 'n bietjie oopgemaak het oor, jy weet, ek glo elke persoon hanteer 'n geliefde se dood, se afsterwe anders. En hang af, is dit jou kind, is dit jou vrou, is dit jou man? En ek glo daar's baie van die kykers daar buite wat met jou kan vereenselwig, dat dit nie maklik is nie, en maar dis hoekom die Here vir ons die Heilige Gees agtergelos het, dat hy die trooster is. Jy weet, ek en my vrou het ons tweede oudste dogter verloor aan die dood skielik met 'n karongeluk, en maar nog steeds weet ek hier waar ek vandag sit, die trooster het ons daar deurgevat. Nie is iets anders nie, nie iemand anders nie.
Die Here het vir ons daardeur gedra. En ek wil vir jou sê dankie vir die deel, en weet net, dat is belangrik om daaroor te praat. Is belangrik om vir die mense te vertel. Moenie ophou vertel van die goedheid van die Here nie. Want ek meen, ons almal vra. Ek glo, dis hoekom die Here sê, ons verstaan nou net ten dele, ons wil eendag ten volle verstaan. Maar ek wil vir jou sê, baie dankie met die deel. Dankie vir jou tyd wat jy uitgekoop het en opgeoffer het. Ons gee die Here al die eer. Gaan jy vir ons afsluit met 'n gebed vandag? Graag. Dankie Here, ek gaan nou groet. Tot die volgende keer, totsiens. Almagtige God en hemelse Vader. Here, ons kan U net eer, ons kan U net prys. Here, want U is vir ons 'n God van almag. Here, ons kom met God en ons besef, Here, die mens is so vol sonde. Maar Here, ons is duur gekoop deur die kosbare bloed van die lam. Here, as ek dink my God, Golgotha het ons vrygemaak, Here. Maar vandag wil ek vir U sê, Here, dankie dat U my deur 'n storm geneem het. Here, die storm was nie altyd sleg nie, Here. Maar al het hy so om my gewoed, kon ek wel gesê het, ek kon het gevoel het, Here, wat ek sê, soos Petrus. Here, toe jy vir hom sê, daar sê nie, sê, Here, hier is nie 'n vis nie, die sê, eenvoudig, gooi jou net in die ander kant. Here, dankie, dat U my gehelp het om hierdie net aan die ander kant te gooi en die denke verander. En U my 'n nuwe skepsel kon maak, 'n nuwe skepsel in U, ons almal. Here, ons kom vra dat U vir ons hier deurtrek. Here, laat ons soos Moses kan sê, ons het droogvoet deurgetrek, Here, droogvoet. Dankie, Here, vir alles. Here, ek wil dankie sê vir hierdie kerk. Pastor Clemens man se kerk, my God. Kruis kyk. Here Jesus, ek weet nie aldag nie, maar ek weet net wanneer ek in hierdie kerk kom, is ons vry. Van U Heilige Gees maak ons vry. Here, trek ons deur, my God. Ons vra dit nie uit U nie, my God, maar van U is die genade. U is alles vir ons. In Jesus naam. Amen en amen. Amen. Oh,